Welkom by nog 'n voorlesing uit Henry Stap aan, geskryf deur Lizette Marie. Ons lees die kort gedeelte in die middel. In die middel van ons intieme sirkeltjie is 'n groot gat. Ons probeer dit opvul, met onthougoed, fotos, vertellings en lag. Maar die diep donker verlang bly tussen ons lê. Ons middelkind is dood. Ons lees die hoofstuk Nkosi, die voorloper. Henry is die ou by wie stories begin, sê een van sy vriende. So het hy van 'n doodgewone Woensdag 'n naweek gemaak en met sy vriende langs die Weskus gaan kamp toe die akademie druk. Dood eenvoudig sy sak oor sy skouer gegooi en gevra wie kom saam. Waar hy was, het dinge gebeur. Wat was Henry se taak op aarde, vra iemand my. Henry het ander gewys hoe om regtig te lewe. Wim sê, Henry het die gawe ontvang om vreugde raak te sien en dit aan te gee. Henry was skaars 'n week oud toe die swart vroue van my Bybelstudiegroep by ons huis aankom om die nuweling te verwelkom. Om en by 30 vroue het in 'n kring in die sitkamer gaan sit en die toegedraaide bondeltjie pligtig in die groep omgestuur. Toe hulle hom vir my teruggee, het die seksvrou namens almal gepraat. Sy naam is Nkosi. Hy sal die koning wees waar hy loop. En dit was so. Hy was 'n voorloper. In ons gesin was hy dikwels die een wat heel eerste 'n nuwe ding uitprobeer het. Hy was op die hoogte van die nuutste modes en musiek. Hy het sy broers ingelei in die geheime van rotsklim en het geweet waar om goedkoop duikpakke en leer vir die skoene en sandale wat hy gemaak het te koop. By gebrek aan geld het hy self geskenke gemaak. 'n kierie uit hout gekerf vir George, 'n houtkruisie aan 'n gevlegte leertoutjie vir Mimi, pype vir sy vriende, plantjies en kleipotjies vir sy vriendinne. Henry het 'n gaping van ver af gesien kom en dit sonder huiwering gevat. Toe George een keer oor see was vir werk, het Henry alles omtrent Swatch oorlosies uitgevind, die pamflette onder sy maats versprei en bestellings geneem. Die wins wat hy op die oorlosies gemaak het, het hy gebruik om vir sy eie oorlosie te betaal. Dat mense om hom gelukkig moes wees, en dat hy moes sorg dat hulle gelukkig is, was altyd sy hoogste prioriteit. Daarom was dit vir maats lekker om iets saam met hom aan te pak. Hy het gesorg dat elkeen belangrik en goed oor homself voel en na 'n saamdoen poging met daardie gevoel weggaan van ons het dit reg gekry. In ons kinders se laerskooljare het George dikwels saam met hulle en 'n hele bondel maats langs die Vaalrivier gaan kamp. Een keer het 'n kamp uitgereën. Die maats was egter so teleurgesteld dat Henry die hele span energieke, springende, juigende tienerjariges genooi het om by ons oor te slaap. Wat hulle natuurlik gedoen het. Henry het mense laat ontpop en glo in hulle self. As hy iemand groet, was dit nie 'n blote kopknik of stywe handdruk nie. Nee, hy het met oorgawe sy arms om 'n persoon geslaan, reguit in die oë gekyk en regtig geluister as ander praat. Hy het mense om hom bymekaar gemaak en gesorg dat elkeen spesiaal voel. Sy foontjie het daagliks gepiep om hom te herinner aan een of ander iemand se verjaarsdag. Laerskoolvriende, hoërskoolvriende, studentevriende, vriende van vriende, vriende se ouers, familie. Vakansietye het hy met sy Unoutjie al langs die kus afgery. Op elke strandplek was daar vir hom 'n slaapplek. Hy kon maar net inklok. Terug by die huis was sy woorde meer as een keer, die mense is almal so goed vir my. Ons kan by hulle iets leer van gasvryheid. Henry was die broer wat dikwels lansies vir die ander gebreek het vir meer sakgeld of die rekenaar se opgradering. As klein seentjies het hulle Sondag George se hare vir hom gevryf en sy rug gekrap,
net om 'n paar van sy kosbare seels uit hom te kry. Henry is gereeld met 'n paar gesogte seels in 'n koevert by die studeerkamer uit, net om dit aan een van die jonger boeties te verkwansel teen 'n gangbare prys natuurlik. Beskroomd? Nee, dit was Henry nie. Ons gesin se strandhuis was teen die amfitheater op Hartenbos. Toe Henry so 4 jaar oud was, het ons die aand saam met duisende ander die geloftefeesviering in die amfitheater bygewoon. Henry het hom verkyk aan die optog met perderuiters, elk met 'n voorlaaier en bandelier vol patrone oor die skouer vooraan. Toe ek afkyk, is Henry weg. In die donker soek ek hier onderlangs na 'n blonde koppie tussen die baie mense. Maar met die opkykslag sien ek hom, trots en regop saam met die voorste ruiter op sy blink bruin perd, sonder om links of regs te kyk. Vir die duur van die vertoning het hy op die perd se rug gebly, dwars deur die slag van Bloedrivier en die aflê van die gelofte. George het die selftevrede seentjie agterna uit die vriendelike veggeneraal se sorg gaan haal. Henry was 'n bobaas onderhandelaar en vernuftige armdraaier en het dikwels winskope teen verdere afslagpryse gekry, op so 'n manier dat die handelaar daarvan oortuig was, Henry is aan sy kant. Skaars 10 jaar oud en hy onderhandel met 'n geharde sakeman vir afslag op 'n cricketkolf wat hy met sy hele lewe begeer het. Selfversekerd en waagmoedig, doelgerig, vreesloos, maar altyd getrou aan homself en sy beginsels. En altyd met 'n vrolike lag en helder oë. George het elkeen van ons 5 seuns op 16-jarige ouderdom vir so om en by 10 dae alleen Londen toe gestuur. 'n Soort oorstap na man wees. Met die terugkomslag was hulle genees van al wat 'n tiener grommigheid is. Rondom ons lang eetkamertafel is dikwels lang nabetrachtings oor elkeen se unieke ervarings gehou en nuwe planne vir nuwe avonture bedink. Die meeste daarvan absoluut en louter onuitvoerbaar. Onder andere is daar herkou oor die wenslikheid om die Murrays se geboortedorpie Clat in Skotland te gaan besoek. Die wenslikheid het later 'n ononderhandelbare noodsaaklikheid geword. Almal was dit eens dat Henry afgevaardig sou word om vir ons die feesmaal van alle feesmaaltye daar aan 'n kant te gaan aanlê. Met sy aansteeklike optimisme sou hy almal daar in Skotland kon opsweep om die paaie te plavei en die varkboude te marineer en biervaatjies op te stapel in die kasteel met sy klipvloere en houtbalke. Hy sou reël vir die doedelsakke en herberge en al die ander sipfeeste. Ons ander sou agterna kom as alles klaar gereël is. Nou het hy, getrou aan sy aard as voorloper, eerste voet aan wal gesit in ons hemelse vaderland. Ongelukkig kan Henry nie sorg dat elkeen van ons se plek ook aan die bruilofstafel van die lam bespreek is nie. Daarom is dit goed om te kan sê ons ken die ware voorloper. Hy is ons persoonlike vriend en ons is genooi na sy bruilofsmaaltyd. Ons lees die hoofstuk voluit. Voluit, so het Henry alles aangepak. Toe hy op 7-jarige ouderdom besluit om met voëls te begin boer, het hy die World Encyclopedia of Birds, Latynse name en al, in detail bestudeer en kon verstommend baie voëls uitken, soms net aan 'n getinte vlerkveer of vaalringetjie om die nek. Kort voor lank was daar 'n hele voëlboerdery op ons werf, broeihok in kluis. Ek en hy het babavoeltjies met die hand grootgemaak, koppe bymekaar terwyl ons rustig oor baie dinge praat. In die groot hokke op ons stoep was daar 'n bonte verskeidenheid geveertjies, zebravinkies, kokatiele, lovebirds, kanaries. Jack, sy ringnek-papegaai, was sy hartse punt. Waar Henry in die huis gegaan het, was Jack wip op sy skouer. Maar Jack het weggevlieg en ons het Kaap toe getrek en Henry het al sy ander voëls verkoop.
Iemand wat nog nie klein seentjies dag in en dag uit sien Legos bou het nie, het nooit 'n Junie-vakansie by ons huis in Vanderbijl Park beleef nie. Junie-vakansies was Wimbledon tyd. Dit was ook wintertyd en Lego tyd in ons huis. Soos die seuns een na die ander wakker word, kry hulle al sit op die sagte woonkamermat in die son, elkeen met 'n beker tee. Tussen hulle die beskuitblik en voor hulle die hele versameling Legos op die mat omgekeer. Hulle eet en drink en bou en ruil blokkies uit. Hulle praat en onderhandel en leer by mekaar. Tussendeur kyk hulle Wimbledon en sê mekaar die stryd aan op die tennisbaan wat ons self in ons doodloopstraatjie geverf het. Om die oppervlakte van die straat glad te kry, het hulle in vol sterkte opgetrek na die munisipaliteitskantoor toe. Die paaie afdeling het na die onbeskroomde Bendetjie se storie geluister en met 'n gladde teermengsel en rollers ons straatse tennisbaan kom uitrol. Altyd doenig, aan die planne maak, want die lewe moet geleef word, voluit. In die bloeityd van Suid-Afrikaanse kriket met helde soos Hansie Cronje, John T. Rhodes en Fanie de Villiers het ons seuns straatkriket gespeel, met dieselfde passie en toewyding as al helde. Saterdag het Henry en Wim die hele buurt se weerbare manne tussen 10 en 12 jaar opgekommandeer vir wedstryde in die parkie. Dat nie elkeen van die toegewyde spannetjie die skool se eerste span gehaal het nie, was vir die ongelukkiges 'n bitterpil om te sluk. Henry was een van hulle. Dit het hom egter net nog meer vasberade gemaak en nog harder laat oefen. Toe hy en Wim dus in die hoërskool saam met die eerste kriketspan kon opstap, het sy beker oorgeloop. Die feit dat hulle nou saam op die veld kon planne maak, was vir hom belangriker as om die begeerde eerste 11 pet te dra. Want Henry wou ervarings bymekaar maak, nie medaljes nie. As mense my gevra het in watter rigting die kinders studeer, het ek altyd gesê, Henry swat medies met sosiaal as hoofvak. En ek het dit bedoel. Naweke was net te kort vir al sy sosiale verpligtinge. Koshuisdanse, mondagwordings, fietsry Stellenbosch toe om vir Mimi te gaan kuier, visskiet by Millerspunt, kreefduik by Kleinmond en altyd 'n stukkie kuier by die huis en kerk toe gaan voor die nuwe week begin. Ewe entoesiasties was sy verkenning van onderwatersport. Nadat al sy aardse besittings gesteel is, was die eerste ding wat hy aangeskaf het 'n duikpak, nie klere nie. Die kon hy so lank leen of self maak, soos uitskothemde waarop hy motiewe geverf het, of plakkies wat hy uit oorskietleer gesny het. Dwars deur die wintermaande het hy in ons swembad geoefen om lang tye onder water te kon bly. Met 'n houtvis aan 'n toukie het hy met sy visgeweer geoefen om sekuur onder water te skiet. In ons huistelefoonboekie het Henry oral nommers van 4 tolings langs die kus, die weerkantoor, die NSRI en medesee-avonturiers neergekrabbel. Voor 'n duikuitstappie het hy gebel om seker te maak die water is skoon en veilig, soos ook die laaste Saterdag. In die Kaap het die rotsklim gogga Henry gebyt. Hy het op die rotsklim webwerwe geklouter, videosnippers van ander rotsklimmers oor en oor bestudeer en nie gerus voordat hy 'n rotsklimklap op die Tygerberg kampus gestig het en eiehandig 'n rotsklimmuur opgesit het nie. Mimi vertel dat hy met die grootste geduld 'n beangste klimmer kon kalmeer en aanmoedig, sodat hy nie tou opgooi nie. Sy het onwrikbare vertroue in sy oordeel gehad en nooit onveilig gevoel as hy agter haar is nie. Saterdag het hy uitruilstudente op rotsklim uitstappies geneem en altyd teruggekom met 'n lig in sy oë. Jasper Mokke, een van sy vriende, skryf, Henry, hoe som mens so 'n man in 'n paar woorde op? Onmoontlik. 2 Timoteus 1 vers 7 weerspieël vir my baie van sy lewe. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde
en selfbeheersing. Hy was definitief gestuur om ons te inspireer om lewens van greatness te lewe. Nog 'n vriend sê, so stilweg en sonder vertoon het Henry jou leer glo in jouself, maar terselfdertyd ook laat verstaan hoe onbeduidend ons nietige mense voor God se almag is. Hy het geglo dat ons dit aan ons Skepper verskuldig is om die stukkie lewe wat hy aan ons toevertrou het met oorgawe te lewe. Arney van Delft, 'n klasmaat saam met wie hy dikwels gaan duik het, sê, Henry se lese word my lewensles, voluit vir altyd. Dankie vir die saamluister vandag. Gaan kyk gerus ook op Lizet se webblad vir baie interessante ander publikasies wat sy vrygestel het. Die inligting is in die inligtingsparagraaf van hierdie kanaal. Tot volgende keer dan.